1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die koning op die donkie. Nadat Jesus sy maatjie Lazarus weer lewendig gemaak het, was almal vreeslik opgewonde. Almal het oor Jesus gepraat en wou hom graag sien. Dit was amper tyd vir 'n groot fees in die stad Jerusalem en duisende mense het soontoe gestap. Jesus het geweet dit is tyd om ook soontoe te gaan, maar hy het 'n spesiale plan gehad. Hy roep toe 2 van sy disippels en sê: "Gaan na daardie dorpie daarvoor. Julle sal 'n mamma donkie en haar filletjie daar sien staan. Maak hulle los en bring hulle vir my. As iemand vra wat julle doen, sê net: die Here het hulle nodig." Die disippels het gegaan en alles het presies gebeur soos Jesus gesê het. Hulle bring toe die donkie filletjie vir Jesus. Hulle het van hulle eie jasse op die donkie se rug gesit, sodat Jesus sag op die donkie kon sit. Nou moet jy onthou, konings ry gewoonlik op groot, sterk perde om te wys hoe belangrik hulle is. Maar Jesus was 'n ander soort koning. Hy was 'n koning van liefde en van vrede. Daarom het hy gekies om op 'n klein mak donkie filletjie die stad binne te ry. Toe die mense sien Jesus kom aan, was hulle buite hulle self van blydskap. Dit was soos 'n reuse partytjie in die strate. Mense het hulle jasse op die grond oopgegooi sodat die donkie daarop kon loop, amper soos 'n rooi tapuit vir 'n koning. Ander het takke van palmbome afgebreek en dit op die pad geswaai en gegooi. Almal het uit volle bors geskree: "Hosanna! Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here." En Hosanna beteken eintlik: "Red ons nou asseblief." Hulle was so bly dat hulle koning uiteindelik daar was. Selfs die klein kindertjies het in die tempel rondgehardloop en geskree: "Hosanna vir die seun van Dawid." Sommige van die groot mense was 'n bietjie suur en kwaad daaroor, maar Jesus het gesê: "Los hulle uit. Selfs die klein kindertjies weet hoe om vir God dankie te sê." Jesus was baie lief vir die mense in die stad, maar hy was ook 'n bietjie hartseer, want hy het geweet dat nie almal vir altyd sy maatjies sou bly nie. Hy wou hulle almal oppas, soos 'n mamma hen haar klein kuikentjies onder haar vlerke oppas. Onthou dat Jesus jou spesiale koning ook is. Hy is nie 'n koning wat kwaai is of op 'n groot perd ry om mense bang te maak nie. Hy is 'n sagte koning wat op 'n donkie ry en vir jou baie, baie lief is. Hy wil ook vir jou oppas, soos 'n klein kuikentjie. Fluit, fluit, my storie is uit.